OK, ek gaan my vraag herhaal. Hoekom het die hoëpriester van die nuwe verbond nie uit die geslagsregister van Aaron gekom nie, maar hoekom uit Juda? Wat is Juda? Dawid. En wat is Dawid? Is die koning van Israel. Daar's baie konings van Israel, wat so besonder van Dawid. Hy was die enigste een met 'n belofte wat sê uit jou nageslag sal daar altyd vir Israel 'n koning op die troon sit. Nou kom Yeshua, hy word gebore en hy moet twee rolle vervul: hoëpriester en koning. As hy hoëpriester uit die stam van Levi is, kan hy nie die koningsrol vervul wat die profete gesê het gaan kom uit die nageslag van Dawid nie. Want is Juda. Hy kon net een van die twee. As hy nageslag van Aaron was, kon hy nie nageslag van Dawid wees. As hy nageslag van Dawid is, kan hy nie nageslag van Aaron wees. Een van die twee. En wat gebeur? Hy moet nageslag van Dawid wees, want die profesie sê dit. Maar die profesie sê nie dat die hoëpriester van die nuwe verbond uit die geslag van Aaron uitkom nie. So, toe word Yeshua gebore uit die stam van Dawid, uit die stam van Juda, en hy is nie uit die stam van Levi nie. Hy is nie volgens die priesterorde van die Leviete nie, en hy is nie 'n seun, 'n geslag van Aaron nie. So as hy binne daai priesterorde wou wees, as hy gebore word uit Juda, en hy moet onder die priesterorde van Aaron wees, dan moes hy in die stam van Aaron gewees het, wat die Leviete is. En hy was nie. Maar hy is uit 'n ander priesterorde. Wat is die priesterorde? Dit wat ons nou gelees het in Numeri is die instelling van die priesterorde waaroor Vader baie gesteld was. Dit moet op die manier. Nou kom Yeshua en hy's nie in daai priesterorde nie. So hy is nie onder daai wet van die priesterorde nie. Hy is buite daai priesterorde. Hy is onder die priesterorde van Melchisedek. Weer vers 11. As daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang, waarom was dit nodig dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchisedek? Twee redes. Hy kan nie volgens die orde van Aaron wees nie, want hy was nie in daai geslag nie, en die orde van Aaron het nie die krag om siele te red nie. Maar die orde van Melchisedek het dit. Hoe? Ons gaan nou kyk. Ekskuus, ek gaan nou weer lees. Waarom was dit nodig dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchisedek en dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie? Want met die verandering van priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet. Die priesterskap van Aaron het wette. Wat is die wet rondom priesterskap binne die priesterorde van Aaron? Dit moet die nageslag van Aaron wees. Yeshua kom en hy's nie onder daai wet nie. Hoekom nie? Wat stel hom vry van daai wet? Hy's onder 'n ander priesterorde. En daai priesterorde sê nie dat jy moet die nageslag van Aaron wees om priester te wees nie. Hy sê dit nie. Nou word ons genoem konings, priesters en profete. Ons, ek en jy, is konings, priesters en profete. Kan ons dit wees volgens die orde van Aaron? As jy wil hê die aarde moet jy insluk, probeer dit. Jy mag nie. Dis teen die wet van die orde van Aaron. Ons het gesien wat sy gevolg. Daarom kan ons nie onder die orde van Aaron wees nie. Jy mag nie. Dis 'n verbreeking van die wet van die orde van Aaron. Maar ons is nie onder die orde van Aaron nie. Ons is onder die orde van Melchisedek, want ons hoëpriester is Yeshua. En met die verandering van priesterorde kom maar noodsaaklik ook verandering van wet. Die 10 gebooie is onder die orde van Aaron, nie onder die orde van Melchisedek nie. Waar het die volk die 10 gebooie gekry? By Sinai. Watter orde is begin by Sinai? Die orde volgens Aaron. Dis die 10 gebooie en die hele wet. Nou is ons onder 'n
ander orde. Dit het verander. Yeshua kom nie naby die orde van Aaron nie, want hy mag nie. Dan moet hy van sy hoëpriesterskap afstand doen. En as hy afstand doen van sy hoëpriesterskap, wie gaan vir ons intree? So hy kom nie naby die orde van Aaron nie, hy kom nie naby die wet van Aaron nie. Maar ons is nie wetteloos nie, want met verandering van orde, van priesterorde, van die orde van Aaron na die priesterorde van Melchisedek, kom daar noodsaaklik ook verandering van wet. Die orde van Melchisedek is nie wetteloos nie. Dis 'n ander wet. Kyk, daar spreek Jahwe dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het, toe ek hulle in die hand geneem het om hulle uit Egipte land uit te lei nie, my verbond wat hulle verbreek het nie, maar dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel. Ek sal my wet in hulle hart skryf en dit in hulle verstand gee. Watter wet? Die wet van Aaron of die wet van Melchisedek? Hier's 2 ordes. Watter wet gaan saam met die nuwe verbond? Dis maklik. Watter hoëpriester gaan saam met die nuwe verbond? Yeshua. Watter wet gaan saam met Yeshua? Die wet van Aaron gaan nie saam met Yeshua nie, want dit verklaar Yeshua onwettig, want hy's verkeerde stam. En hy kan nie sy nageslag terugtrek na Aaron nie. Wat gebeur as jy dit probeer doen? Ekskuus, ek bly herhaal. Maar niemand in die wêreld wil dit hoor. Want almal wil die ou wet hê met die nuwe verbond. Wat gebeur as jy die ou wet het en jy's priester in die nuwe verbond? Wel, as jy nie die nageslag van Aaron is nie, van die aarde insluit, stel dit net vir Yeshua. Nee. Ons is dan ook priesters en konings en profete. Mag jy dit wees volgens die orde van Aaron? Jy mag nie. Dis onwettig. Mense wat onder die wet wil wees, sê die hele tyd jy breek die wet. Jy moet dit en dit en dit, anders breek jy die wet. As jy wil 'n priester wees, saam met Yeshua en jy's onder die orde van Aaron, breek jy die wet. Jy mag dit nie doen nie. Wat het gebeur toe hulle daai wet gebreek het? Die aarde het hulle ingesluit. Het die wet verander? Hy kan nie verander. Soos Moses om daai dag vir die volk gegee het by Sinaï, so bly hy. Yeshua mag nie hoëpriester wees volgens die orde van Aaron nie, en ons mag nie. En hy mag hoëpriester wees volgens die orde van Melchisedek. En ons mag saam met hom priesters wees volgens die orde van Melchisedek. Maar nie Aaron nie. Kan ons maar besluit wat ons wil doen? Is dit nie wat hierdie 250 man saam met Korach gedoen het en gesê het, maar ons kan ook. Kom ons maak ons eie reëls. Wat het gebeur? Maar Korach en sy familie is hierdie grond ingesluk en die ander is met vuur verteer. Omdat hulle wat gedoen het? Omdat God gesê het, net Aaron se nageslag mag priesters wees. Nou hulle het gesê, ons ook. En vandag sê ons mag ook priesters wees, saam met Yeshua, binne die orde van Aaron. Ons speel letterlik met vuur. Jy mag dit nie doen nie. Die oplossing is baie maklik. Laat staan die orde van Aaron, skuif hom 2000 jaar terug met die 10 gebooie en die res van die wet. Jy moet dit doen. Gryp na die nuwe verbond wat daar is, binne die orde van Melchisedek, met sy nuwe wet. Wat is die nuwe wet? Waar kry ek hom? Waar kan ek hom lees? Jy kan nie. Waar is hy? In jou hart. Hoe kry ek hom in my hart? Bekeer jou en laat jy doop en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En die Heilige Gees is binne in jou en jy kyk in die spieël en jy sien die beeld van Yeshua in die spieël. En die Heilige Gees binne in jou verander jou en jy word soos die beeld in die spieël. Jy kry nie moeds en moenies en raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Jy het 'n hartsverandering, jou binnekant verander. Jy word soos hy. Jy begeer wat hy begeer en jy haat wat hy haat. Dis die wet van die nuwe verbond. Dis die wet van die orde van Melchisedek. Dis die wese en die karakter van Yeshua. En ek word dit deelagtig. Daarom sê hy, nie soos die verbond wat ek met julle vaders gemaak het nie. Hoe was daai verbond? Dit is op klippe, met letters op klippe gegraveer. En die nuwe verbond is nie. Dis 'n wet op my hart.